Baie welkom hierso in die erediens, besonderse erediens, ons Kerssangdiens. Vir die van julle wat besoekers ook hierso is, baie welkom. Dit is altyd vir ons lekker om besoekers by ons te hê. En ook vir die persone wat ons volg op YouTube, ook baie welkom aan julle. 'n Kerssangdiens is 'n Kerssangdiens is 'n Kerssangdiens. Ons sê nie eintlik iets anders nie. Maar dis amper half soos wat jy in die natuur beweeg en na 'n berg kyk en geen sonsopkoms, nuwe môre is dieselfde nie. Jy kan nie genoeg kry daarvan nie. Elke dag is daar 'n ander skakering. En mag die Here vanoggend vir ons help om 'n ander skakering ook van sy genade en van sy liefde vanoggend hierso te beleef. Ek gaan ons kinders vra dat julle so vinnig hierso na my toe kom en dan help julle vir my. Ons het vanoggend gaan ons vir klein Johan Engelbreg gaan ons hom doop. So dit is vir ons lekker om dit ook saam met die Kerssangdiens te doen. OK. Sis, ek hou van jou kouse. Wil jy nie sommer vir ons kom help en vir ons die Bybel oopmaak nie asseblief? Maak vir ons die Bybel oop. Daar sy. Daar sy. Baie dankie. Want in die Bybel vertel vir ons van die liefde van die Here. Dis hoekom dit vir ons belangrik is. En wie gaan vir ons die kers aansteek? Kom, Arlo, kom steek jy vir ons die kers aan. Sal dit ons lak wees? Nee, daar is hy. En die kers, sê Johannes, die lig kom in die wêreld en die duisternis kon dit nie uitwis nie. En dit is die boodskap ook van Kersfees. Verjaarsdag, kom ons kyk gou-gou na die verjaarsdag wat in hierdie week gebeur het. Een van julle, ons begin altyd by julle, verjaar. Kom staan hier so by my. Wie het verjaar? Wie jou ma, nou maar kom staan, in elk geval. Right, so ons gaan vir mamma gee. Is daar nog verjaarsdag? Arlene, jy het verjaar. En daar is nog 'n verjaarsdag, so kort nog maatjies wat gaan uitdeel. Gaan jy vir Arlene gee? En daar is nog 'n hand op. Ek soek nog 'n man. En daar is nog 'n hand. Jy verjaar. Wil jy by ons kom staan nie? Kom staan hier by ons. En nog, julle moet baie lekker hoog opsteek. Kom staan hierso. So wanneer jy verjaar? Die 5de Desember. Die 5de. Ja, Vrydag. En hoe het jy oud geword toe? Nee, ek kon nie oud word nie. Word jy nie oud nie? Ja. OK. Hoe jonk het jy geword? Hoeveel jaar? 3 jaar. 3 jaar. OK, goed. Jy lyk vir my soos 'n 3 jaar. Maar daar is jou. Baie geluk. Is daar nog? Jy moet jou hand mooi ordentlik opsteek dat ons kan sien. Right. En ons wens vir al ons verjaarsdagmaatjies is, mag jy weet dat die Here jou liefhet. Mag jy elke dag iets ervaar daarvan dat die Here jou liefhet. Veels geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Hip hip, hoeré, nog 'n hip, hoeré. Daar sy. Dankie julle. So, baie van julle het 'n papiertjie gekry by die deur met 'n nommer op. Maar ek dink ons papiertjies is so 'n bietjie minder as wat ons gedink het, wat wonderlik is. Hier's meer mense as wat ons papiertjies gehad het. So, op die papiertjie is daar 'n nommer, né? Weet jy, sien jy hom? Is daar 'n nommer? Sien daar's 'n nommer en aan die agterkant jy is meer as.
Dis waaroor ons vanoggend so 'n bietjie gaan praat. Want dit werk so, hoe werk dit by julle in die klas? As doen julle nou nog in die oggend, sê die juffrou, okay, wie's hier en wie's nie hier nie? Né? Merk jou af en goed. Vir die van julle wat in die weermag was, jy het 'n weermagnommer gehad in 10-1, onthou jy hom baie goed. En as jy op parade is, dan skree die drillsersant, nommer! Dan moet jy nou nommer, né? Ons leef in 'n wêreld van nommers. Partykeer in 'n winkel, as jy Clicks toe gaan, kry jy 'n nommer en dan sê hulle, okay, daai nommer moet nou na vore beweeg. Ons leef in 'n wêreld van nommers. Die ding van nommers is dat dit onpersoonlik is. En ons wil vanoggend iets meer leer daarvan dat jy en ek meer is as net 'n nommer. En mag jy dit vanoggend ervaar ook, dat die Here vir jou ook sê, jy is meer as 'n nommer. Het elkeen van julle 'n papiertjie gekry? So net nou as ons doop, gaan ek julle na vore roep, en dan gaan ons iets doen met daai papiertjie. Moet hom nie kou nie, moet hom nie weggooi nie, hou daai papiertjie, ons gaan net nou iets met hom doen, hoor. Right, julle kan nou by mamma en pappa gaan sit. En as ons nou bewus raak van die teenwoordigheid van die Here, dan raak ons bewus van die Here wat meer is as wat jy en ek ooit kan dink. Die God van meer as sien my raak tot in my diepste wese. Hy sien vir jou en vir my vanoggend. Die God van meer as is bewus en bekend met waar ek is vanoggend en waar ek sal wees môre. Die God van meer as ken my gedagtes. Hy is die God van meer as. Terwyl ons sanggroep, terwyl hulle regmaak, bly net so in die moment en laat toe dat die God van meer as sy teenwoordigheid ook aan jou bekend maak. Baie dankie, Here, dat ons in U teenwoordigheid nou kan wees en U vrede wat U oor ons uitspreek, is die vrede wat baie meer is as wat ons ooit kan besef. Dis die vrede, Here, wat oor ons harte en ons verstand die wag hou. Beloof U vir ons. Dankie daarvoor. Amen. Kom ons begin en dan gaan ons lekker saam sing. Hier
In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Syrië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad, en ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid. Vriende, vir die keiser was dit net nog 'n klompie mense wat net nog 'n nommer is, 'n volkstelling. Maar in hierdie gewone, alledaagse, ontvou God se liefdesplan vir die wêreld. Want hy is die God van meer as. Hierdie is nie net vir hom nog 'n syfertjie nie. So Matteus skryf vir ons oor Jesus se geboorte. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit gebleik dat sy swanger is sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om hierdie verloving stilweg te verbreek. Josef van Nasaret, 'n klein ou dorpie waarvan min kennis geneem het, 'n skrynwerker, niks besonders nie, in 'n gewone verlovingsverhouding, niks buitengewoon nie, net nog 'n paartjie. Maar tog is God se liefdesplan besig om te ontvou. En Josef, alhoewel jy nie die meer as heeltemal verstaan nie, is jy meer as. Vir ons aandruk as ons klaar is. How could it be
this baby in my arms, sleeping now so peacefully, the Son of God. The angel said, how could it be? Lord, I know he's not my own, not of my flesh, not of my bone. Still, Father, let this baby be son of my love. Father, show me where I fit into this plan of yours. How can a man be father to the Son of God? Lord, with all my life I've been a simple carpenter. How can I raise a king? How can I raise a king? He looks so small, his face and hands so fair, and when he cries, the sun seems to disappear. But when he laughs, it shines again. How could it be? Father, show me where I fit into this plan of yours. How can a man be father to the Son of God? Lord, with all my life I've been a simple carpenter. How can I raise again? How can I raise again? How could it be? This baby in my arms, sleeping now so peacefully, the Son of God. The angel said, how can it be? Father, show me where I fit into this plan of yours. How can a man be father to the Son of God? Lord, with all my life I've been a simple carpenter. How can I raise again? How can I raise again? Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie. Wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Vriende, en so ontdek Josef dat hy meer is, dat hy deel is van God se plan. Meer is net 'n gewone ouetjie daar uit Nasaret uit. Maar ook Maria is 'n gewone ou meisietjie, 'n gewone verhouding, 'n gewone ou dorpie, en tog so baie meer wat God vir haar in gedagte het. Die engel kom na haar toe en die engel sê vir haar, ek groet jou begenadigde. Eintlik sou hy kon sê, Maria, jy's meer as. Die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat hierdie begroeting tog kon beteken. Maria sê vir die engel, nadat die engel vir haar sê, jy gaan swanger raak met die verlosser van die wêreld. En dan sukkel sy nog so 'n bietjie om te verstaan, soos wat jy en ek sou sukkel. Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie.
Die engel antwoord haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal hierdie lewe in jou wek. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe: Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het. Toe het die engel van haar af weggegaan. Vriende, die eerste stap om God te leer ken as meer as, is om te sê, ek is tot beskikking van die Here. En in hierdie geboorteverhaal van Jesus Christus is daar ander rolspelers wat moes ontdek dat hulle meer is. Daar is die herbergier, die gewer van 'n rusplek vir moe reisigers, ontvang sonder dat hy weet, die een wat later sou sê, vermoë mense, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Meer as 'n herbergier. En meer as 'n stal. In 'n skuiling vir diere teen ongure weeromstandighede ontvou God se plan sodat mense beskutting kan vind in die liefde van sy seun Jesus Christus. Meer as net 'n voerbak. Dit wat net dood eenvoudig bedoel is vir diere om kos te gee, word die beetjie vir die een wat later sou sê, ek is die brood van die lewe. Meer as. Eenvoudig ontvou God se plan. Geweeslik weer verkoop.
was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. Gewone herders, gewone troppie skape, 'n gewone aand, sterlig aand, en tog soveel meer as. In hierdie gewone aand ontvou God se meer as plan. Kom hemel en aarde bymekaar. Herders hoor van die herder wat hulle na waters waar is sal lei. En hulle word draers van die hoop. Meer as herders, getuienis. Hulle sê vir mekaar, kom ons gaan om te kyk of dit waar is, dit wat aan ons vertel is. En hulle vind vir Jesus so, en hulle vertel vir Josef en Maria wat met hulle gebeur het, en dat God die God van meer is. En wanneer almal besef dat God die God van meer is, word hulle verwonderd oor dit wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou, en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Hy is die God van meer as. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Goed, vriende, die doop bevestig vir ons absoluut dat God die God wat meer is. God wat ons geken het nog voordat ons gebore was.
die God wat nie onderskeid tref tussen ouderdomme nie. En daarom is dit vir ons baie lekker om 'n babatjie te kan doop. Want God is die God van meer as. God is die God, en Vincent Marinel, kom staan julle sommer hier so by my. God is die God wat 'n gewone mamma en pappa gebruik, staan hier so by my, wat 'n gewone mamma en pappa gebruik en vir hulle sê, julle is meer as, julle is nie net gewoond nie, en ek gee vir julle 'n kindjie, om vir hom ook te leer, dat ek die God is van meer as. So, wanneer ons dan dink vanoggend, kan julle bely in julle lewe, dat julle iets besef daarvan, dat julle ouers is, wat nie net fisies voorsien aan julle kinders nie, maar wat ook geestelik voorsien. Ouers wat meer is vir julle ou kindjie. En kan julle ook dit bevestig, dat julle glo met julle hele hart, dat die Here, die kind van Bethlehem, die Here is wat meer as net 'n nommertjie vir Johan, dat hy sy verlosser is. En in die derde plek, dat ons die Bybel aanvaar, wat vir ons leer van God wat meer as, aanvaar julle dit. En in die laaste plek, dat julle julle lewe so wil inrig, sodat die mense rondom julle, maar veral ook julle kinders, iets kan beleef, dat ons nie maar net hier op aarde is nie. Dat ons meer as lewe hier op aarde. Ons gaan nou na die eerste vers, as ouma, as sy al gereed, kom ons maak so met die tweede vers, dan kan julle vir klein Johan inbring. Carmie gaan nou vir ons begin. Johan Engelbrecht, jy is meer as net 'n nommer vir die Here. Ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Here, baie dankie, dat Johan spesiaal is, ook in u oog. Dankie dat u hand oor hom sal hou, en dankie dat u die God is van meer as. Amen. Kom ons steek sy kersie aan daarso. As julle dit vir ons kan doen. En hierdie is sy Bybeltjie. Julle kan weer hierdie kant toe kom, skus. Sy Bybel en die teksvers wat julle gegee het vir hom.
Daai seëngebed wat ons 90% van die tyd sing in ons gemeente, die Here sal julle seën en julle beskerm, Johan. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. En die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Want jy is meer as. Ek gaan nou, ek wil sommer sê, ons dink aan hulle sussie is in die hospitaal, Johan se ou sussietjie, ons dink aan julle as gesin en mag die Here vir julle baie, baie styf vashou. Reg, julle kan gaan sit, dankie, ek wil nou iets weer met die kinders doen, julle moet kom, met jou papiertjie, met jou nommertjie, en terwyl ons hierdie gaan sing, kom staan hier so by my, ons gaan nou sing, en terwyl ons gaan sing, jy kan nou sien, wat is op jou papiertjie, wat staan daarop? Het jy 'n nommertjie? Maar hierdie is nie 'n lucky draw nie. Want met 'n lucky draw is daar net een ou wat wen. En by die Here wen ons almal. So, jy is nie 'n nommer nie. Wat staan aan die agterkant van die papiertjie? Jy is meer as in die oë van die Here. So ons gaan nou lekker sing. Kom kinders, we sing met 'n vrolike stem. En terwyl ons dit doen, wil ek hê dat jy jou papiertjie hier vir ons in die doopbab kom sit. Want dis hier die teken van Jesus se liefde, waar hy vir jou sê, hey, jy is nie 'n nommer nie. Jy's baie meer as. Vriende, kom, dan sing ons saam. Besing met 'n vrolike stem, die wonder van God in die stad Bethlehem, want daar is die Heiland gebore, die naam, die hoop van die wêreld, die ruwe verhaal. Geringe klein dorpie in duister gehul, die vergrootnis vervul, die lig van die wêreld, die goddelike kind, dis Jesus in wie ons die saligheid vind. Ons bring soos die herders en engele weer, aan hom alle hulde, ons Heiland en Heer, verlos van die sonde, besin ons bestaan, die roem en die eer van sy heerlike naam. O, julle is meer as, jy's meer as net 'n nommer vir die Here. Right, julle kan gaan sit. Vriende, en vanoggend moet jy en ek dit ook onthou, dat ons meer is, want die engele, wat kom sê hulle vir die herders, vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. Waarvanaf moet ons verlos word? Ons moet verlos word van 'n stikkende lewe, waar jy soms voel, ek is net 'n nommer, ek maak nie saak nie, waar jy dalk voel, ek is die laaste nommer in die lys van nommers, ons moet verlos word daarvan. Elke een van ons is belangrik in die oë van die Here. Jy en ek is meer as net 'n nommer. The
word uit liefde aan mense gelyk. Loof die hemelse kind. Loof die hemelse kind. Stille nacht, heilige nacht, hemelvorst, ons keer aan, op die lied van die engele koor. Herders zende die eerste gehoor. Juich die redder is daar. Juich die redder is daar. So vriende, en so kom die Here en wys vir ons 'n nuwe skakering ook vir oggend van die wonder van Jesus se geboorte. Carmi, dankie. Jy het so mooi gesing, my kind. Jy het ons almal eintlik in trane gehad. En ja, toe kyk ek vir Marinel en toe kan ek dit ook nie hou nie. Ja. Ons gaan nou ons dankoffer gee want ons is meer as, maar voordat ons dit gaan doen, herinner ek julle aan ons spesiale dienste. Kersdiens, 2 dienste, 7 en 9 25ste en ons oujaarsdiens die 31ste om 6 Die ander Sondae se dienste is normaal. En dan het ons Dinsdag die 16de het ons versoeningsdiens, geloftedag om 8:30. Ons is die Here baie dankbaar vir ons bazaar. Dit lyk vir ons is min of meer R85,000 ingebring. Regtig baie dankbaar vir die Here daarvoor. En terwyl ons daarby is, kinders, nou moet julle weer vir my help. Nou is dit 'n lucky draw. Want ons moet hierdie hamper met ons vir iemand gee. So julle moet vir my kom help. Een van julle, 2 van julle, kom help gou vir my. Asai. Kyk. Goed. Gaan ons so skat en dan trek jy vir ons 'n nommer. En dan kyk ons wie is so gelukkig. Jurgen, gaan jy vir ons kyk.
nommer 20. Katrein. Lekker. Baie geluk, Katrein. Vaagje. En jy moet dit baie geniet en jy hoef dit nie te deel nie. Daar's hy. So, dis wat dit aanbetref. Ons staan met ons 10de maand dankoffer, as ons op 115. En ons vertrou die Here, ons gaan dit maak en die Here gaan ons nog seën om sommer met meer ook. Ek weet dit, tot einde Februarie het ons kans daarvoor om ons mikpunt te bereik. En dan wat in die week verjaar, daar's ons verjaarsdag vriende daarso wat in hierdie komende week verjaar. Ons as gesin gaan so 'n bietjie met verlof, so van die 13de tot die 27ste is ons terug. Baie dankie namens ons vir 'n baie lekker jaar. Lekker besige jaar, maar dit was 'n lekker jaar gewees. En van my kant af ook mag jy in hierdie feestyd rus kry en mag jy dit saam met jou hartsmense geniet en sommer net weet dat die Here goed is. Kom ons neem ons dankoffer op. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde, Geef ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Vriende, kom ons, ek weet hulle wil dit nie hê nie, maar kom ons gee vir ons sanggroep. Dankie julle. En vir Albertus en vir Pieter daar agter wat vir ons daar. Baie dankie. Vandag is ons laaste teeskinkbeurt ook.
Ons moet nog 'n handeklap gee vir Betty wat al hierdie goeders deur die jaar organiseer. Verskriklik dankie daarvoor. So dis jou laaste kans om lekker koffie te drink hier. So kuier saam met ons na die tyd en daar het nog pannekoek ook oorgebly. So hoor 'n bietjie waar is daai pannekoek en kry vir jou. Kom ons sluit af. Voor die seën net vir Beate ook dankie sê vir die mooi maak van ons kerkgebou en van die kriptoneel hierso. Baie dankie vir al jou moeite wat jy insit. Dankie daarvoor. Ontvang die seën van die Here. Die seën van die Here wil vir ons sê dat jy en ek meer is, maar dit wil ook vir ons sê dat God meer is. Daarom mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees vir jou en ek altyd laat voel dat ons meer is. Amen.